Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik in Langebaan vandag en ek is nou so bietjie uit my diepte uit, letterlik in die water en uit die water, want ons is vandag by To The Blue en ons gesels bietjie met Anrieg en hy gaan ons vertel van Bite and Tackle. Al hierdie visstokke en hierdie mooi baadjie wat ek aan het julle. Ek lyk te regtig soos 'n hengelaar, né? Nee, nie visvanger, nie hengelaar. Ja, en ek voel so baie mooi. Nou ja, hallo Anrieg. Hallo. Hoe gaan dit met jou? Nee, altyd goed, dankie. Dis lekker om bietjie by julle te kuier, alhoewel ons nie regtig weet nie, want ons kom eintlik van die noorde af, so ons het in riviere vis gevang. Dit werk nie dieselfde nie, né? Dis meestal dieselfde, maar daar's 'n paar oud goedjies wat mense moet aanpas vir die soutwater. Vertel vir ons, selfs vir ons mense wat hier aan die Weskus woon, wat inkommers is, weet dalk nie van seevis nie, en ons staan op die vooraand van ons grootste invloeks van vakansiegangers, wat dalk ook nie baie weet van visvang nie. En dan natuurlik vir ons gesoute visvangers, of hengelaars, hier aan die Weskus. Vertel vir ons, wat het julle hier, hoekom moet hulle hier na toe kom? So, ons het basies ietsie van alles hierso. As ons net daarso kyk, en daai hele strook daar, dis 'n klomp combos en goed, en klaargemaakte stroppe, as ons kyk na daai tipe goed. Ja. So, vir al die vakansiegangers wat kom met hulle kinders en so aan, Ja. hulle is sorted. Dis 'n one-stop shop vir hulle, en dan selfs vir die meer intens mense wat op die bote uitgaan, Ja. ons stok vir hulle ook. So basies enigiemand wat soutwater toe gaan, hulle kan gerus 'n draai kom maak en hulle is uitgesorg. Nou gaan ek vir jou 'n baie simpel vraag vra. Maar net soos 'n mens verskillende tekkies kry, kry jy verskillende stokke. Yes. Watter hou julle aan hier? En waarvoor is elkeen beter, sou jy aanbeveel om te gebruik? So jou groot verskil in jou stokke, jy het stokke wat gemaak is vir spinning. Nou jou mees algemeenste katrol is 'n coffee grinder of 'n spinning reel. So dit is daai tipe stok wat ons aanhou. Dan het jy nog 'n tipe stok wat genoem word 'n casting stok. Hy is vir jou kleiner bytekastertjies. Dis lekker vir die kinders op vir riviere en daai tipe goed. Of jou groter multipliers. Ja. Dis wat die mense van die bote af gebruik. Verder as dit het jy meer intricate goed vir jou jigging, dis van jy loers gebruik. So ja, ons het daar 'n hele verskeidenheid het ons hier. En dat is 'n hele range van bootstokke. Okay, ons gaan nou 'n bietjie saam met Anrieg loop dat hy vir ons wys wat is alles hier, maar buite die stokke het julle ook die lyn, die vislyn, alles. Die vishoeke, die wurmpies, alles wat jy mens nodig het. So die wurmpies, dis meer vir varswater. Nou is dit 'n paar goedjies soos jou paddle tails, jou loers en goed. Soos ek gesê het, ons het jigs, spinners, alles. Maar verder as dit, is al die tackle of die terminal tackle wat jy nodig het, jou swiveltjies, jou sinkers, jou verskillende floaties en hoeke, en dan alle tipes lyn. Van diepsee visvang tot van die kant af, en breed, alles. Ja, dit klink baie interessant vir my, maar ons gaan nou daaroor loop. En dan pronspompe, het ek gesien is hier so. Oh yes, ja. Ons gaan vir julle ook wys van pronspompe, en daar was so 'n ringetjie, ek het eintlik gedink dit is iets waarmee jy jouself red as jy in die see is. Toe hoor ek nee, dit is om die prons te sif of iets. Julle, ek leer baie vandag. Anrieg, kan ek en jy so 'n bietjie hierdie stap, dan wys jy vir ons wat is hierso? Ja, natuurlik. Okay, kom ons begin hier. Soos ek gesê het vroeër, al hierdie goedjies en daai stokke, dis die kombotjies, soos 'n stokkie met 'n katrol klaar configured met lyn. So dis hulle wat nou vir die vakansiegangers spesifiek is. Hulle wil inkom, vinnige visstok gryp en gaan. Maar is die vir kinders, want ek sien dis klein. Nee, so dis 'n 6 voet en 'n 7 voet daai kant en hierdie gaan al die pad van 6 voet op na 10 voet toe. Dit hang maar af waar jy vang. Party plekke het jy langer stokke nodig as ander plekke saam met 'n groter katrol. Maar ja, kleiner die stok, hoe beter is dit ook vir kinders natuurlik. Ja. So hulle sal nou meer vir daai goedjies gaan. En as ek nou 'n stok het, dan is hierdie die katrolle. Ja, so hierso is alles katrolle. Dis dan die meer soos die budget gedeelte. Hier sal al ons premium goed wees, jou Penn, Shimano's, Daiwas. En dan hierdie kant is jou middle ground. Okay. En dan is hier selfs vangnette. Ja, daai is nou wanneer van die boot afvang. Dan is daai so perfek. Okay. Ja. Dan skep jy die vis uit. Ja, hy is net om te skep, ja. Hoekom is die ene anders as die?
Die katrol. So hierdie is jou tuna katrol. So as ons hom gaan uithaal hierso, dis 'n baie meer heavy duty katrol. Ja. En hy's nou gemaak vir jou retrieval ry. En basies diepsee trolling, daai tipe goed. Dis basies jy beweeg met die boot, sit 'n loer aan hom en soos ek gesê dis vir tuna. Ja. Okay. So hy's gemaak om die groot goed uit te haal. Okay. En dan hoekom is hier sulke verskriklike groot tolle lyn? Die baie lyn nodig. Wow. As ons kyk na 'n rol soos hierdie, dit is 300 meter van 'n baie dik lyn. Jy sal so iets op daai en sit. Andersins kan mens gaan vir 'n bietjie dunner en dan gaan die lengte ook op. Want hoe dunner jou lyn, hoe meer kan jy opsit. Ja. So dit gaan al die pad op tot by 'n kilometer lyn. Okay, fantasties. En sit my die sakke reg agter jou. So hierdie is maar net dry bags vir alle equipment, klere, dalk duikpakke, sulke goed. So ek gaan my klere op die boot vat en ek sit my droë klere daarin en hulle word nie weer nat nie. Net so, ja. Nee, lyk vir my julle het gekyk na alles. Kan ek en jy gou gaan kyk na daai pronpompe? Want dit is mos ek weet hulle pomp die pron om mee te vang. Yes. En ek weet nie of jy dit doen met die wat jy eet ook nie. Nee, daar is 'n hele ander storie. Nee, maar kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk gou daarso. Kom saam met my. So daai ringetjies, dis nou hieries. Dis by prawn net. Dis basies 'n poolnoedel. Hy's gemaak om net te float op die water. Ja. En wanneer jy pomp, gooi die prawns hier en maak hom mooi skoon en alsaam is hom net so uit. Okay. En hierdie pronpomp, hoe werk hy nou? So kom ek wys gou. Dis essentially dis maar net 'n suction ding. Dit lyk vir my nou of jy 'n wapen het. Wel, baie mense kan hom gebruik as een so. Maar ja, wanneer mense gaan pomp vir prawn, sal mens op die strand loop en daar's 'n klomp klein gaatjies. Ja, Dis al die prawns wat daar binne lê. Al wat mens doen is jy druk hom net in en soos jy indruk, suig jy hom met uit, spoeg uit, dan kom al die sand saam met die prawn uit. Oh, fantasties. Ja, en as en mens hier daai is 'n net hele goeie klompie van hulle kan maar hier kom kyk. Ja, ons verskillende ranges. Dit is hier is gemaak uit PVC, dan het ons aluminium hierso en stainless steel daar. So daar's price differences. Maar dan tussen die aluminium en die stainless steel, die groot verskil is die gewig. Okay. Ja, die aluminium is aansienlik ligter as die stainless steel, ja. Ja. En hou die aluminium ook lank? Hy hou baie lank, ja. Nie so lank as die stainless steel nie. Maar hierdie is dan vir die meer ou wat dit gereeld doen. Soos die ou wat net eenmal 'n jaar hier na toe kom, kan maar daai enetjie gebruik. Ja, en is makliker om parte ook te kry vir hulle. Oh, fantasties, fantasties. Nou wys gou vir my want ek sien hierdie het ons regtig wapens. Ja. So hierdie is alles spearguns. Dis nou vir die duikers. So hulle sal met hierdie enetjie onder water gaan en dan sit sy speer en dan doen hulle ding daaronder. Ja. So ja, nee, hulle is op 'n Ek sal daarvan hou om te sien as hulle nou in aksie is met hierdie goed. En wat se visse skiet hulle nou met dit? Basies enigiets wat jy kan vang van die kant af. Hulle gaan vir dit. Nou meestal is dit vir jou bottom feeders. Goed wat meer onder te lê want hulle sal white belts en goed dra, dan sak hulle heel af en dan gebruik hulle hom dan. Ja. Nou behalwe al hierdie fishing gear wat julle het julle ook die byt wat hulle gebruik om die visse te vang. So wil jy vir ons 'n bietjie wys? Ja, veral hier so 'n lange baan. Is normale aas by ver die beste. So ja, ons is stocked up op alles wat jy hier sal nodig hê. Okay. So dis alles van sardyn tot witmossel tot prawn tot chokka. Enigiets wat mens hier sal nodig hê. Wat is chokka? Chokka is dit die Afrikaanse naam vir skoot. Okay. So dit is hier is die baby enetjies. Ja. So ja, is maar 'n klein skoot. Okay, fantasties. Nee, ek lyk vir my alles wat ons nodig het, kry ons hier tot skoene wat hulle kan dra as hulle in die see loop of op die rotse loop. Ja. Al daai boetse is beskikbaar hier. Ja. Nou, ek dink dan is dit die enigste plek wat 'n ou hoef te stop. Nee, natuurlik. Ons moet nie draai terrein, alles is mos hier so. Waar is julle geleë? Want van ons uitsendings word op radio uitgesaai, so hulle kan nie sien nie. So gee vir hulle net julle fisiese adres. So ons is by Gateway Center in Club Mykonos, net langs in Laguna Mall. Op die tweede verdieping net bo Checkers Liquor. Wat ons nog hier gaan kry is daai rubbergoedjies wat jy aan die hoeke sit en ek het nie eens geweet jy kry sulke staaltjies nie, maar jy kry blykbaar vir visse met tande.
O ja, die steeltreisers. Ja. Ja, kom ek wys gou ek sê hierso. So dit is nou so tipe dingetjie. Dis basies maar net in plaas van die lyn vir die hoek nou waar jou byt gaan wees. Visse met tande. Ons kyk nou na jou elfenswaan. Jy kort hierdie, anders sny net reg deur jou lyn. So dis hoekom mens En dis hoekom die sakkies hier is ek nou die dingetjie nodig het, dan bære kom sommer hier binne. Ja, hy's vir enigiets maar. Ja. Ja, ek gaan my sakke vol maak vandag. Dan wil ek gou na daai rak toe gaan, want daai is vir my baie interessant en kleurvol. Ek kan duidelik sien hierdie is nie 'n visserman ek nie. Kom, wys gou vir ons, wat is die nou alles? Ons het nou al die mooi goedjies wat hier so hang en die lyk amper soos oorbelle. So al hierdie goedjies saam met daai wat daar is alles te doen met die loers. Want baie visse hulle verkies die loer bo die aas, anders is dit vice versa. Maar dis 'n range van ons het lepels en spinners, dan het jy bucktails daaronder, dis nou vir die geelstert. So mens vat hierdie goed, combine dit met hoeke en dan maak mens jou eie jigs met dit. Ja. Julle die lingo wat hy gebruik verstaan ek glad nie, maar ek dink dit is basies sê hy vir ons kan hierdie goed gebruik hoe kan sit in 'n visvang. Essentially ja. Ons 'n paar stappe in die middel, maar dit is die eindpunt ja. Ja, okay, ek gaan bietjie te vinnig, né. Nou ja, daar het julle en ek kan vir julle sê dat hier baie meer is as waaroor ek en Andrieg nou gepraat het. Hierdie plek is vol voorraad en dit wag vir jou om hier te kom kuier en met hom te gesels. Die mannetjie klink vir my hy weet waarvan hy praat. Nou ja, baie dankie Andrieg, dit was lekker om by jou te kuier man. Ja, was vir my baie lekker. Ek gaan nou weer kom want nou leer ek ook van visvang. Nou ja, julle, mooi loop, geniet julle dag.